Gewaardeerde luisteraars, pastoor François Hébert van die Kruis Triomfeerbediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker en ons komende koning. Ek glo en vertrou dat ek vind u in gesondheid, liggaam, siel en gees met 'n reikhalsende verlange na die wegraping van die kerk van Jesus Christus. Dis wat ons aan die gang hou in hierdie wêreld waar daar soveel verdrukking is, soveel kwaadspraak is, soveel teenkanting is die salige hoop van die kerk, die wegraping. Wanneer ons by Jesus gaan aansluit en hy ons by aan die Vader gaan voorstel. Kom ons bid. Vader, ons sê vir u dankie dat u vir ons weer eens lei in die woord. Dat ons nou hierdie boek Petrus kan verder kyk. Help ons om te verstaan wat die Gees vir die gemeente wil sê. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Hierdie is deel 12 van ons reeks oor die boek Petrus. En ek is nou in die tweede hoofstuk. Ek weet nie hoe lank ons gaan besig wees nie, want ek wil ook nou nie 40 of 50 minute lang preek. Ek wil u net die kort gedagtes gee. Miskien moet ek nie so intensief in elke versie ingaan nie. Dit is in my kommentaar geskryf en dit kan 'n mens lees. Maar kom ons lees vers 15. Vers 13, jammer. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordeninge ter wille van die Here. Of dit die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar nie wat goed doen te prys. Ek wens eintlik die taxi-drywers op ons paaie wil daai skrifgie lees. En dan ook die ander ouens wat so maklik die robots skiep en so maklik nie by 'n stopstraat stilhou nie en so maklik voor jou insny. Maar heel moontlik, iemand sê nee, die Here het die taxi bedryf geskep juis om die kind van die Here geduld te leer, lankmoedigheid te leer. Dit lyk nie asof dit altyd help nie, want soms wil daai ou mens maar net in opstand kom. Maar hier sê Petrus, ons moet gehoorsaam wees. Nou word gehoorsaam aan ons landswette. Ons mag dalk nie van ons regering hou nie. Ons mag dalk nie saam met alles gaan wat die regering doen nie. Ons kan miskien dalk nie regtig die wette wat gemaak is verstaan nie en daarmee saamstem nie. Maar jy bly in 'n land en dis nie jou land nie. Laat ek dit net weer vir jou sê. Ek het dit in 'n vorige boodskap terwyl ek praat oor Kolossense, het ek gesê dat maak nie saak aan wie hierdie land behoort nie. Dit kan 'n boeddhistiese land wees, dit kan 'n kommunistiese land wees, dit kan 'n snobistiese land wees, dit kan 'n Russiese land. Ek gee nie om nie. Jy moet gehoorsaam wees aan die landswette en die ouens wat oor jou aangestel is in hierdie land waarin jy bly. Dit beteken nie dat as die regering vir jou sê, luister, jy moet nou 'n geweer kry en jy moet persoon so en so gaan doodskiet. Nee, jy het nie nodig om daaraan te gehoorsaam te wees nie. As die regering 'n wet instel wat teen die woord van die Here is, wat teen jou morele stand is as kind van die Here, het jy nie nodig om daaraan gehoor te gee nie. Maar ons het nie regtig sulke wette in ons land nie, ek dink nie ons het nie. Maar toe Petrus hier gepraat het, het hy gepraat uit 'n oogpunt van vervolging. 'n Oogpunt wat die kind van die Here, die Christen, sy koppe gewaai het, swaar gekry het, aan brandstapels gesterf het, vervolg is. Kom hy en hy sê vir daai Christene, julle moet aan julle vervolgers gehoorsaam wees. Nie gehoorsaam wees deur op te hou om die evangelie te verkondig nie, nie gehoorsaam te wees deur op te hou om die Bybel te lees nie, nie gehoorsaam te wees deur op te hou om te doen wat die Bybel vir jou sê om te doen nie. Maar gehoorsaam aan die landswette. Gehoorsaam, want die landswette is daar verorde. Hy sê,
hierdie wette, hierdie omstandighede, is om kwaaddoeners te straf. As jy nie oor 'n robot ry nie, en jy stop by 'n stopstraat, en jy betaal jou belasting, en jy hou by die landsreëlings, en jy steel nie aanhou se goed nie, gaan jy nie gestraf word nie. Hy wat nie skuldig is nie, word nie gestraf nie. Kom ons gaan aan. Om kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Want so is dit die wil van God. Dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. Deur goed te doen. Nie te skel nie. Die ouens wil die evangelie van Christus hoor. Hulle hou nie van 'n skellende, vloekende Christen nie. Hulle hou nie van 'n Christen wat nes hulle alles oortree nie. Wat nes hulle kwaad praat van die baas, ag, hy het alweer dit gedoen, ag, hy doen dit alweer dit, en hy sommer net 'n stuk dit en 'n stuk dat en die ander. En baie woorde wat ek nie kan gebruik hier op die lig nie. Maar as goed doen. Ja, jy kan protesteer in die opsigte, praat met die man en sê wat jy nou van my verwag, is nie haalbaar nie. Praat met hom en sê, die ding wat jy nou doen, dit verstaan ek nie. Maar jy doen goed, jy doen jou werk, jy hou die landswette, jy is gehoorsaam waar jy bly. En die rede daarvan is, om die dwaase mense, die wat dit nie doen nie, tot swye sal bring. Hulle kan nie na jou vinger wys nie, want jy is dan goed. Hulle kan nie sê, ja man, moenie met my preek oor Christus nie, want kyk wat doen jy. Jy vloek en skel maar net so. Jy oortree die landswette maar net soos ek. Maar as jy goed doen, en hulle kan nie 'n vinger na jou wys nie. Hulle kan nie wys jy is kinder nie, hulle kan nie wys jy praat kwaad nie. Hulle kan nie wys dat jy ook maar 'n pen of twee steel nie. Hulle kan nie wys na enige van daai dinge nie. Dan moet hulle geswyg. Want hulle is dan die dwaase wat die verkeerde dinge doen. As vry, hy sê, mense tot swye sal bring, as vry mense, ons is vry mense, ons leef in die vryheid waarmee Christus ons vrygekoop het aan die kruis op Golgotha. En nie asof julle die vryheid as 'n dekmantel vir boosheid nie. Ek is vry om te doen wat ek wil. Ek wil gou hier vir u sê, daar's 'n leerstelling wat sê, altyd gered, eenmaal gered, altyd gered. Nou wil ek net daar vir u sê, ek glo in eenmaal gered, altyd gered. Maar luister nou, hierdie leerstelling sê vir ons, eenmaal gered, altyd gered, ek kan nou doen wat ek wil. Nou onmiddellik wil ek weet wat kom in jou gedagte op. O, ek kan nou maar sonde doen soos ek lus is, ek kan nou maar steel, ek kan nou maar spel pleeg, ek is nou maar vloek en drink, want ek het my hart vir die Here gegee, ek is wedergebore, ek is kind van God, so ek kan nie verlore gaan nie, maak nie saak wat ek doen. Of die ander scenario, luister mooi, eenmaal gered, altyd gered, ek kan doen wat ek wil, wat wil ek doen? Ek wil in geregtigheid lewe, ek wil in heiligmaking lewe, ek wil goed doen, ek wil God behaag, ek wil wandel op die paaie van geregtigheid, en doen wat hy wil hê ek moet doen. Die eerste ene, eenmaal gered, altyd gered, nou kan ek sonde doen soos ek wil, is 'n leuen uit die put van die hel uit. As jy, en moenie vir my sê dat die Bybel sê, ons kan nie verlore gaan na ons wedergebore is nie. Hebreërs praat van, hy wat die Heilige Gees deelagtig geword het. Jy kan nie die Heilige Gees deelagtig word en 'n sondaar wees nie. Wanneer jy die Heilige Gees deelagtig geword het, dan word jy kind van God, dan word jy deel van sy liggaam van Christus, en die Heilige Gees kom woon in jou. Maar daai selfde vers sê, en dan wegstap en afvallig word. So jy kan sê, Here, ek wil jou nie meer hê nie. Maar daai stelling wat ek gemaak het, eenmaal gered, altyd gered, ek kan nou in sonde lewe as 'n die put van die hel uit,
jy sal dit nie maak nie. Jy sal verlore gaan. Die ander stelling wat ek gemaak het, eenmaal gered, altyd gered, ek kan nou in geregtigheid lewe, ek kan in heiligmaking lewe, ek kan lewe onder bestuur van die Heilige Gees, dan kan jy nie verlore gaan nie. Hoekom nie? Want God sal jou deurdra. Die Heilige Gees is jou waarborg dat jy sal hemel toe gaan. Maar weer eens, ons leef nie. Ons is nie gered deur ons werke nie. Met ander woorde, heiligmaking red my nie. Geregtigheid red my nie. Goeie werke red my nie. Maar ek is nou kind van God. Ek is in Christus, in God verborge. Ek is meer as 'n oorwinnaar in hom wat my gered het. Ek het die geregtigheid van God en nou leef ek in daardie geregtigheid om hom te behaag, om hom gelukkig te maak, om vrug op my goeie werke te hê. Nou sê hy verder. Hy sê as dekmantel vir boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Dit gaan oor eer. Dit gaan oor respek. Dit gaan oor die feit dat ons ander mense hoër ag as onsself. Ag weet jy, daai Tansannie, sy het alweer daai ou verkreukelde rok aan. Ag, sy is ook maar nie baie lekker hier in die kop nie, sy is maar dig. Die Heilige Gees woon in haar, sy kind van God is woon die Heilige Gees in haar. En hoe durf ek sê, sy is maar dig. Hoe durf ons name gee vir mense? Hier waar ons bly is 'n vrou wat wandel, ek noem maar die spookvrou. Want jy sien haar so af en toe loop en dan daai kant. Sy is nie regtig 'n spookvrou nie, sy is 'n kind van die Here. Christus woon in haar. En as ek praat van die spookvrou, dan is dit nie minagtend nie. Dit is maar net 'n naam wat ek al gegee het. Dis 'n ander ene wat die loop, sy's mank, ek noem haar Hopelo Cassidy. Dis nie 'n afbrekende woord nie, want sy is baie lief vir die Here. Maar wanneer jy begin om titels aan mense te sit soos hulle is dig en dom, ag, magtig, kan hulle nie vir hulle self dink nie. Dan eer jy nie die broederskap nie. Dan eer jy nie God nie. Ek wil nie veroordelend wees nie, ek praat in liefde, want ek praat met myself. As ek in my gebedstyd in die oggende besig is om vir u te bid, om vir ander te bid, om in die woord te kyk, dan kyk ek met 'n oop gemoed, sodat die Heilige Gees ook in my binneste kan werk. Nou gaan hy verder, hy sê diensknegte, hy praat nou met jou wat 'n werk het. Daai tyd was diensknegte mense wat as slawe gewerk het. Ons is nie meer slawe nie. Ja, soms voel ek soos 'n slaaf, maar ek word ten minste betaal. As jy diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees. Nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade, as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Deur onregverdig te ly. Ons ly baie onregverdig in ons werke, in die plekke waar ons gaan. Baie keer kry ek nie die bevordering waarvoor ek eintlik in aanmerking moet kom nie, maar 'n ander man kry dit, omdat hy voorgestoot word deur die baas. Ek ly onregverdig, maar ek eer hulle nogtans. Ek behandel hulle nogtans met respek. Hoekom? Mag ek jou vra? Hoekom moet ons dit so optree? Want die skrif gaan dit nou vir ons sê. Want Christus het aan die kruis gesterwe toe ons nog sondaars was. Luister die volgende skrif. Wat 'n roem is daar as jy hulle verdra wanneer jy hulle sonde doen en geslaan word? Want jy verdien dit.
Maar as julle verdra, wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep. Luister my vriend, my vriendin, hiertoe is jy geroep. Jy is nie geroep om jou eie besigheid te hê nie. Jy is nie geroep om op en af te marseer in die strate nie. Jy is nie geroep om plakate te dra nie. Jy is nie geroep om vlae te swaai nie. Jy is nie geroep om na opstand te kom om die land in te neem nie. Jy is geroep. Hy sê, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan volg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe. Deur sy wie se wonde julle genees is, geregtigheid kan lewe. Daai deur wie se wonde julle genees is, beteken nie noodwendig liggaamlike gesondheid en verlossing nie. Want in die konteks van hy het gesterwe vir my sonde, vir my misdade, en die siektes wat my sonde en my misdade in my siel en gees veroorsaak het, sy wonde het daardie siektes weggeneem, die siekte van bitterheid, die siekte van boosheid wat in jou hart is, het hy weggeneem. So hoekom moet ons goed doen? Hoekom moet ons lewe in geregtigheid? Hoekom moet ons lewe in heiligmaking? Want Jesus het vir jou en vir my gesterwe aan die kruis van Golgotha, sodat ons kan aangaan en leef soos ons wil, doen wat ons wil ten opsigte van sonde? Nee, sodat ons die sonde kan aflê. Vers 25, want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Hoekom sê ek, jy is eenmaal gered, altyd gered, wanneer jy geregtigheid lewe, wanneer jy heiligmaking lewe? Want Korintiërs 1 vers 13 sê, Christus is ons geregtigheid, Christus is ons heiligmaking, Christus is ons wysheid, Christus is al hierdie dinge. Met ander woorde, ek sal vir ewig lewe. Ek is gered en kan nie verlore gaan nie, solank ek in Christus Jesus bly. Baie dankie Vader, dat ons nie gered word uit ons eie nie, maar dat genade van God afkom, in sy grootheid en in sy geheel. Ons sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. In die volgende uitgawe gaan ons begin by 1 Petrus hoofstuk 3. En dan gaan ons kyk wat sy juwele en diamante en kosbare stene nog in God se woord is. Mag hy met u wees tot ons weer gesels in Jesus naam. Amen en amen.